Goeiemôre. Goeiemôre gemeente. Môre, dis 'n lekker môre. Ons gaan begin met 3 voorsangliedere. 3 bekendes, lied 280, Here Redder groot en magtig. Dan lied 308, net een vers, neem my lewe, laat dit Heer. En dan sluit ons die voorsang af met lied 214, al sy verse, Here, ons sal U loof. Ons het 'n hele paar aankondigings vanmôre.
Eerstens wil ek net al ons katkasante verwelkom. Ek sien julle almal hierso en daarso. Dis vir ons lekker dat julle weer terug is. By die Sondagskool, alhoewel ons net eenetjie het en dan sit nou weer klomp naweke, dan sien ons eers weer mekaar, ek dink die 11de. 'n Paar verjaarsdae. Sondag vandag is Hester Meyring. Hester, is jy vanmôre in die kerk? Oortuig julle is net bang. Baie geluk Hester met jou verjaarsdag vandag. Woensdag verjaar Jan Hurter, donderdag Tia Opperman en Nicolet Wenzel en Vrydag Wilhelm Maton. Is een van julle vanoggend hierso? Waar? Almal wys. Baie geluk met Annie se verjaarsdag die week, jong. Dan dink ons nog alipad aan oom Gert Nel met sy gesondheid. Ons dink ook aan Albert Loupsher met sy gesondheid en dan Tannie Alet van Staden. Tannie Alet het so hele rukkie terug 'n kornea gehad wat geskeur is en die moes toe geopereer geword het. Maar sy is sterk nog aan by die huis, so ons dink aan haar. En dan dink ons ook aan Tannie Blanche met die afsterwe van haar man en hy is in laasweek hierdie week, maandag, is hy begrawe. Is ek reg, Jackie? Hoekom voel dit? Nou, môre maandag, skus. Yes, ek wou sê dit klink nie vir my lekker nie. Okay, hy word môre begrawe hier vanuit 6 Mijlspruit. Ons het nie Bybelstudie volgende week Dinsdag nie. En julle sal sien, die van julle wat op ons WhatsApp groepe is, daar's 'n kaartjie uitgestuur met 'n klomp datums wat verander het. En ek hoop julle kry dit. As jy dit nie gekry het nie, stuur my 'n WhatsApp, dan sit ek jou op ons aankondigingsgroep. Niemand praat op die aankondigingsgroep behalwe ek en Jackie nie, so dit is net die nodigste inligting wat daar gepost word. Ek sal vir Salome ook vra om daai datums wat verander het op ons Facebook en op ons Instagram te sit, so dan kan julle dit daar kry. Maar julle klomp goed wat verander het, kategese datums wat verander het, vergaderingsdatums wat verander het, as gevolg van al hierdie lang naweke, vakansie daar. So ons is eers weer van die 11de Mei back to normal. So dis 'n hele wyle. So asseblief let net daarop. Ons het dan ook 'n wit donderdag diens, nie wit dinsdag diens nie, wit donderdag diens. Nou die 17de April om 6:15 hier by die kerk. Dit is 'n meditatiewe diens, dit is 'n nagmaaldiens. Dit is so 'n bietjie van 'n sangdiens, maar meer in stilte, meer in luister. Altyd ook vir ons iemand gereël wat vir ons gaan sing. So asseblief moet hierdie geleentheid nie mis nie. Dit begin 6:15, maar eintlik is daar tyd tot 6:25 om in te val en te kom sit en rustig wees saam met ons. So moenie die geleentheid mis nie. En dan het ook dit ons Paas diens die Sondag daarna is ook 'n nagmaal. Ek wil net gou hier kyk. Dan ek het so rukkie terug, dit was laas kwartaal, het ons gepraat oor die pastorie op Cambridge weg wat ons gaan verkoop. En dit gaan nou hierdie week, van hierdie week af is die huis in die mark. Ons sal al die nodige inligting weer eens op die groepe sit, as julle na die huis miskien wil kyk of belangstel, en ons sal dit ook op ons Facebook sit, die property link kan ek nou maar sê, as julle wil gaan kyk. En dan het julle elkeen vanoggend so 'n kaartjie gekry. Is daar een van julle wat nie so 'n kaartjie gekry het toe julle by die deure ingestap het nie? Almal gekry. Almal gekry. Going once. Going twice. Julle gekry? Okay, maar steek dit jou hand op. Waar's my diakens? Het julle nog kaartjies? Net hierso kom uitdeel asseblief. Is my belangrik dat elke iemand, elke kind, elke groot mens so 'n kaartjietjie het. Julle weet mos ek hou daarvan om julle gemaklik te maak. So dis nou weer vanoggend daag ek julle net weer bietjie uit. So hou aan hom vas. Moet hom nou nie weggooi omdat ek gesê het ek gaan julle uitdaag nie, né? Hou hom maar net vas. Ek dink dit is dit van my kant af. Is daar ietsie van julle kant af wat ek dalk gemis het? Tevrede? Goed. Alta?
Jy is welkom. Alta wil net vandag praat oor die solis wat donderdag ons help. Hy was 'n Drakensberg seunskool seun. En hy sing nou vir Tix Kamerata. Klaar met die hoërskool, eerste jaar by Tix. En hy sing baie mooi. So, dis net om julle so 'n bietjie te tikkel, dat julle kom kyk, julle nuuskierig maak. Ons gaan nou begin met ons toetrede lied. Ons kan sommer bly sit vir hom. Dit is lied 168, Heilige Jesus. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Genade en vrede van God, die getroue, Jesus Christus, die verhoogde, en die Heilige Gees wat ons aan Christus verbind. Amen. Kom ons staan dan sing ons saam lied 354 vers 1, 2, 3 en 4. O Christus ons verlange. Vervul
Ons kan maar weer sit. Nou, vanmôre is Palmsondag, en Palmsondag herinner ons aan die dag toe Jesus op 'n donkie Jerusalem binne gegaan het, nie soos 'n normale koning op 'n oorlogsperd nie, maar nederig en vol vrede. Die mense het palmblare op die pad neergesit en uitgeroep, Hosanna, red ons. Maar Jesus het net nie gekom om hulle onmiddellike probleme op te los nie. Hy het gekom om iets groters te doen. Sy pad het nie geëindig op 'n troon nie, maar aan 'n kruis. Vandag wil ek hê, moet ons elkeen vir 'n oomblik stil raak en weer kies om hom te volg, selfs as dit moeilik is. Ek gaan so 30 sekondes vir stil gebed gee. Kom sluit die oë. Julle het vanmôre almal 'n papiertjie gekry met 'n palmtakkie daarop en daar staan 'n ander soort koning. Ek buig voor u. So daar's 'n stelling en 'n keuse. 'n Ander soort koning. Die God wat ons aanbid, die Jesus waarvan ons weet, is 'n ander soort koning. En ons moet elke dag kies omdat ons versoek word om voor hom te buig. Nou ek wil julle vanoggend almal nooi, terwyl Alta nog vir sagte musiek speel, om jou blaartjie hier voor by die kruis te kom sit. Daar's 'n kruis buite ook. Jy kan jou blaartjie buite ook gaan sit. Hierdie is 'n teken. Ek wil u volg. Jesus nie net wanneer dinge maklik is nie, maar ook wanneer dit moeilik is. Ek wil vra as ons opkom, dat ons aan my regterkant sal opkom en aan my linkerkant sal afgaan. By die deure moet julle maar vir mekaar spasie maak as julle daai kant uitgaan. Ons het 10 tot 15 minute om so voor te gaan. As jy nie in staat is om boontoe te kom of buite toe te kom nie, vra een van jou broers en susters langs aan jou om jou kaartjie vir jou vorentoe te bring. Asseblief, dankie Alta.
Kom ons sluit die oë. Here, ons kies vanmôre om voor U te buig. Maak ons harte stil, maak ons oë oop en help ons om U stem te hoor wanneer ons nou die Bybel oopmaak. Praat met ons, Here. Ons luister. Amen. Ons kan so lank die Bybels oopmaak by twee gedeeltes, is Johannes 6, die eerste perikoop en dan Johannes 13, ook die eerste perikoop. Maar vanoggend ten diepste gaan ek julle die verhaal vertel. So ons gaan net so hier en daar aan die teksgedeelte raak, maar as jou Bybel daar oop is, gaan jy presies sien waartoe ek loop. So Johannes 6 en Johannes 13 en ek gaan so 'n klein stukkie uit Matteus lees, maar is dieselfde storie en dan gaan ons 'n klein stukkie uit Filippense ook lees. Het julle vir Johannes? Klink so? Nou, ons gesels bietjie vanoggend oor die woord nederig of nederigheid. Die Engels is humble of humility. Nederigheid, en ons almal ken dit. Ons het dit almal al ervaar hoe kragtig dit is. Trouwens, as jy in konflik is met iemand, of dit nou in die familie is, by die werk is, in die buurt is waar jy bly, wanneer jy jouself in 'n moeilike gesprek of 'n moeilike omgewing kry en jy loop iemand raak wat nederig is, dan ruk dit jou amper. Dit stoot jou amper so half van balans af. Want jy verwag dat hulle verdedigend moet wees en hulle is nie. Jy verwag teenstand, maar daar kom niks nie. En dis die ding van nederigheid. Nederigheid gee nie teenstand nie. Nederigheid stoot nie terug nie. Nederigheid absorbeer. Dit is regtig kragtig. En wanneer twee mense, wanneer nederigheid en nederigheid ontmoet, omtrent enige iets kan opgelos word. En dit is nie nuwe inligting nie. Jy hoef dit eers neer te skryf nie. Ons weet dit. So ek wil vandag 'n vreemde vraag vra. En daar is geen goeie antwoord nie, want dit is regtig nie 'n goeie vraag nie. Maar om 'n soort van op dieselfde bladsy te kry van waarheen ons vanmôre gaan, word jy ooit deur nederigheid versoek? Kom ek vra 'n bietjie anderste. Word jy ooit in die versoeking gelei om nederig te wees, maar jy weerstaan dit, jy stoot terug, jy sê nee, ek sal nie vandag nederig wees nie. Kom hou hom daar. Sit 'n pin in hom. Nou, dit is interessant en ek weet nie hoekom dit so is nie, maar die enigste wonderwerk wat Jesus gedoen het, wat vir ons opgeteken is in al 4 evangelies, dis nou Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is die vermeerdering van die brood waar Jesus 5000 mense kos gegee het. Die vermeerdering van die brood was 'n indrukwekkende, baie openbare gebeurtenis gewees. Ek bedoel, dit het in die oopte gebeur, duisende mense is gevoer. Maar wat net na hierdie wonderwerk gebeur, is nie wonderbaarlik in die gewone sin van die woord nie, maar dit is ongelooflik leersaam as ons dink aan die pad van die kruis, aan die manier van die kruis, aan die manier van Jesus. Want direk na Jesus hierdie skare mense gevoed het, 5000 mans plus nog vrouens en kinders, word hy weer 'n kroon aangebied. Hy word weer op 'n manier 'n koninkryk aangebied. Hy word dalk versoek of op die minste die geleentheid gegee om die koning van Israel te wees. En dis hoe dit gebeur het. Ek vertel julle die storie. Johannes die Doper is onthoof. Nou Johannes was 'n volksheld in daardie tyd, veral in Galilea, maar ook in die res van Judea. Die mense, die massas, die gewone mense was verskriklik lief vir Johannes omdat hy die korrupsie wat in die tempel aan die gebeur was uitgewys.
Hy was vreesloos. Hy het nie omgegee wat mense van hom dink nie. Hy het die waarheid gepraat, reguit en sonder kompromie. En dit het veral vir Herodes gepla omdat dit Herodes persoonlik geraak het. So Herodes laat Johannes die Doper arresteer en later is hy toe onthoof. En dit veroorsaak geweldige onrus, veral in Galilea, maar ook in Judea. En dan is dit amper Pasga. Dit is 'n paar weke voor Pasga. En tydens die Pasga in hierdie deel van die wêreld was die nasionalistiese gees van die volk, daai amper die patriotisme verskriklik hoog gewees. Want Pasga is die fees waar Israel vier hoe God hulle jare gelede uit Egipte uitgelei het en hulle in die beloofde land geplaas het. Maar nou is hulle wel in hulle land, maar hulle is weer slawe. Die keer onder Romeinse heerskappy. So tydens hierdie Pasga het dit gevoel, ons moet hierdie onderdrukkers van ons afskud. En dit het heeltemal tot 'n hoogtepunt gekom. So ek hoop julle voel daai spanning. Gouverneur Pilatus sou dan die wag rondom die tempel verdriedubbel. En hy het ekstra soldate ook in Jerusalem ingestuur wat hy skoktroepe genoem het. So dit was 'n tyd van uiterste spanning gewees. Nou Jesus is deeglik bewus van wat aan die gang is. En nou dat Johannes die Doper dood is, raak die emosies net nog meer intens. Jesus weet dat die mense nou na hom gaan kyk, omdat Johannes gesê het, hy is die een. Hy is die Messias. Hy is God se finale koning. Maar wat doen Jesus? In plaas daarvan om na Jerusalem toe te gaan, soos 'n politieke leier of 'n revolusionêre held, draai hy die ander rigting in. Hy gaan noord na die see van Galilea toe. En die teks sê hy het na 'n afgeleë plek gegaan, hy en sy 12 apostels, om weg te kom van die skare. Maar die mense sien hom. En 'n dosyn begin hom volg. En toe begin 100 hom volg. Toe begin 1000 hom volg. En toe Jesus na hierdie skare kyk, toe voel dit vir hom soos 'n trop skape sonder 'n herder, sonder 'n leier. Jesus kyk na hierdie skare en hy kry hulle regtig jammer. En dit gaan so aan. Hy voel deernis vir hulle en hy begin om hulle te genees. Dit het al 2 dae gevat, 3 dae gevat, ons weet nie hoe lank die genesings plaasgevind het nie. Maar op 'n spesifieke dag was hulle al lank daar. Jesus genees mense al die hele dag. Die son begin sak en tog wil niemand huis toe gaan nie. Hulle bly net. En julle onthou hierdie verhaal, die disippels kom na Jesus toe en hulle vra vir hom of sê vir hom, die stukkie uit Matteus lees ek, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorp. Jesus kyk uit na die skare en hy voel innige deernis vir hulle en ek dink dan glimlag hy so half en hy kyk na sy disippels en hy sê toe, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. En hulle het dit gedoen. Nie omdat hulle so oulik was nie. Hulle het daar die duisende mense gevoed en die skare het mal gegaan. Maar vir hulle was dit nie net 'n wonderwerk gewees nie. As ons hierdie verhaal lees ons die wonderwerk raak. Vir hulle was dit 'n teken. Nou wat is 'n teken? 'n Teken wys na iets groter. So al Jesus se wonderwerke het altyd gewys na iets groters. Elkeen was ietsie dieper. En die mense het dit besef, jy weet, dit is 'n teken, die tyd het aangebreek. Johannes die Doper was reg, hierdie is die profeet wat deur God gestuur is, hy is die een. Want hy het sopas gedoen wat konings gedoen het. Wat het konings in daardie dae gedoen? Hy het vir sy mense kos gegee, hy het sy mense gevoed. Hy is die Messias. En die teks sê vir ons, en julle kan nou saam volg uit hoofstuk 6 vers 14. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê,
Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Hierdie is God se finale koning. Hy is die Messias. En die teks is baie spesifiek. So, die teks sê daar was meer as 5000 mans gewees. Hoekom daardie getal? Enigiemand wat wil probeer? Hierdie 5000 was die getal van 'n Romeinse legioen gewees. Hierdie groep mense is die ekwivalent van 'n Romeinse leermag. En hulle is ver in die noorde in Galilea, wat beteken is hulle besluit om op te ruk en na Jerusalem toe te gaan. Ek meen dis 'n 4-5 dag reis tot hulle by die poorte van Jerusalem sou aankom. Dan sou hulle dalk 20, 30, 40, 50.000 man gewees het, as hulle in Jerusalem aangekom het. So die hele situasie neem 'n politieke wending. Vers 15. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak. Die teks vertel vir ons dat Jesus, jou koning, met alles wat aan hom gegee is, met al sy mag, alles wat beskikbaar was. Laaste stukkie van vers 15, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Nie omdat hy nie die kroon verdien het nie. En nie omdat hy nie koning was nie, maar omdat hy nie daardie kroon wou dra nie. Hy wou nie daardie koning wees nie, hy wou nie daardie koninkryk hê nie. Dit was nie sy manier nie en dit is nie die manier wat hy sou volg nie. In plaas daarvan om later na Jerusalem toe te gaan om dit te verorwer, gaan Jesus en sy disippels na Jerusalem toe nie om lewe te vat nie, maar om sy lewe weg te gee. Hy volg die pad na die kruis. Toe hy daar aankom, probeer hy om ongemerk in die skare in te sluip, maar hulle herken hom duidelik, en hy trek 'n bietjie terug vir so 'n week en hy steek homself weg in die stad. Hy wil 'n private pasgas saam met sy manne hê en reël alles in geheim om weg te kom van die mense. En hy roep toe die 12 bymekaar, hulle vier hulle laaste pasgas saam. En ons weet wat die disippels dink, want ons sou heel waarskynlik dieselfde gedink het. Hulle dink, dit is nou die oomblik, ons is in die stad, hulle het nou net die Pasga gevier, Jesus gaan nou gaan en homself as koning verklaar. En wat vir ons verlore gaan, is dat na hierdie Pasga ete gevier is, die volgende ding wat Jesus gedoen het, die laaste ding wat Jesus gedoen het, voordat hy gearresteer is hy het, iemand wat wil probeer, sy disippels se voete gewas. Om dit in perspektief net vir julle te sit. Rabbies was nie mense se voete nie. Trouwens, rabbies sou nie toelaat dat hulle disippels mense se voete was nie. Die enigste mense wat voete gewas het, was slawe, die laagste van die laag. En Jesus maak alles so dat daar niemand is wat kan voete was nie. Dit was definitief doelbewus. So toe Jesus opstaan, sy rabbiniese kleed uittrek en op 'n stoel neerlê en toe 'n handdoek vat en om sy middel draai, het hulle almal gedink, nee, wow. Ons het gesien wat daardie hande kan doen. Daar is geen manier wat jy ons vuil voete gaan was nie. Maar dit neem tyd. Baie tyd. En gedurende daardie tyd, dink aan jou verlosser is op sy knieë by die voete van manne wat hom daardie aand sou verlaat. Een van hulle, Petrus, sou daardie aand ontken dat hy weet wie Jesus is. Daardie aand of vroeg die volgende oggend was daar een wat hom verraai het. Judas was verantwoordelik om te verseker dat Jesus daardie aand gevang sou word. En Jesus het Judas se voete gewas. Laat dit net insink. Jesus het Judas se voete gewas. Ek meen, dit is die pad van Jesus, dit is die pad van die kruis. Dit is wat uiteindelik 'n ryk laat wankel het en 'n wêreld verander het. Wanneer Jesus oor vyandliefde praat, sê hy, wees lief vir jou vyand. Hy het nie gespot daaroor nie, hy het nie gejoke daaroor nie. Daardie aand het hulle dit nie geweet nie,
Maar daardie aand het hy vir hulle gewys hoe word dit gedoen. En toe die mees vernederendste oomblik, ek dink vir die disippels nou verby is, staan Jesus op, hy trek sy rabbiniese rok weer aan en hy vra hulle hierdie volgende vraag en ons is in hoofstuk 13, vers 12 en 13. Sjoe. Hy vra vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg want ek is dit. So julle is nie verkeerd nie. Julle het gesien wat ek kan doen. Hy sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Hy sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Dit is nie iets wat jy net moet oorweeg nie. Nee. Dit is iets wat jy moet doen soos ek dit gedoen het. So hier is hoe Johannes dit sê, vers 14 en 15 van hoofstuk 13. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En hulle besef nie op daardie oomblik, hy het pas Judas se voete gewas nie. En dan sê hy, julle moet doen soos wat ek vir julle gedoen het. Met ander woorde, wat ek vir julle gedoen het, doen dit verander. En wat het hy gedoen? Wat het Jesus reg deur sy bediening gedoen? Julle hoef nie te antwoord nie, dink net. Dis wat dit beteken om hom te volg. Dit is wat dit beteken om in lyn te kom met die pad van die kruis, die manier van die kruis. Jesus sê, ek wil hê julle moet vir die res van julle lewens, die res van julle lewens, wil ek hê julle moet mekaar se voete was. En die disippels hulle het dit regtig gedoen. En as Jesus nou hier was en hy sou na ons kyk, ons wat sê ons is Christene, sou hy gesê het, en dit geld vir jou ook. Johannes sê, toe dit by Jesus opkom, of dalk was dit net weer 'n herbesef, wie hy is, die mag wat hy het, toe hy daardie volle bewuswording het van sy posisie, sy gesag, sy goddelikheid. Wat doen Jesus? Hy staan op, hy trek sy rabbiniese kleed uit, hy sit 'n handdoek om sy middel en hy begin voete was. En dan vra hy daardie een vraag, weet julle wat ek vir julle gedoen het? En dan sê hy, ek wil hê, vir die res van jou lewe, moet jy kies. Want dit is altyd 'n keuse. Dit is elke dag 'n keuse. Dit is 'n uitnodiging. Jy hoef dit nie te aanvaar nie, maar hy nooi jou om dit elke dag te aanvaar. Vir die res van jou lewe, kies dit, want dit bly 'n keuse. Waag dit. Want dit gaan jou altyd iets kos. Dis altyd risky. Soek dit. Wees daagliks doelbewus daaroor. Kies, waag, soek. Soek die pad van nederigheid. Wees bereid om tweede te kom of laaste te kom. Want dis die pad van die kruis. Dis die pad van jou koning. Ons spring so 'n bietjie terug in Johannes 13 vers 4 en 5. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in die wasgoedskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Julle, wat as ons so geleef het? Stel jou voor, dit was die reputasie van die Christelike gemeenskap. Jesus se onmiddellike reaksie, die oomblik toe hy kon kies, was om die voete van verloners en verraaiers te was. Jesus het al die mag in die wêreld. Wat gaan hy daarmee doen? Hy gee dit weg. Net 'n paar ure later het hulle hom almal verlaat. Hy is gearresteer, hy is geslaan. En Jesus, aan wie al die gesag,
deur die Vader gegee is, het weer eens geweier om daardie mag en daardie gesag vir homself te gebruik. Hy het dit nooit tot sy eie voordeel gebruik nie. Hy het dit vir ons gebruik. Hy het dit vir jou gebruik. Hy het dit vir jou agter jou, die jou langs aan jou gebruik. Nou volgens elke menslike maatstaf, soos ons laasweek gesê het Jesus verloor, game over. Maar wat niemand daardie dag verstaan het nie tot na die opstanding nie, was dat Jesus nie teen oorwinning was nie. Jesus was nie teen wen nie. Hy was net besig met 'n hele ander soort kompetisie. Hy het meegeding vir 'n ander prys. En al het hy alle reg in die wêreld gehad as die seun van God om sy kroon te eis, het hy gesê nee. Dis nie my pad nie. Dis nie die pad van my mense nie. Dis die pad van die wat my volg nie. Hy het meegeding vir jou. Hy het gekompeteer vir jou langs aan jou, vir jou voor jou, vir jou agter jou. Ek meen, dit is sy nederigheid wat jou verlossing moontlik gemaak het. Hy het gewen. En toe hy wen, en dis vir my altyd so half emosioneel, toe hy gewen het sy Vader opgestaan en hom toegejuig. Want soos Paulus later sou sê, hy het homself verneder tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. As dit jou nie hoendervleis gee nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Dis ongelooflik. Filippense 2 sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklou nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Jesus was 'n big deal. Hy was regtig 'n big deal. Hy het nooit opgetree soos 'n big deal nie. Hy het nooit die Godkaart gespeel nie. Jy weet, ek is God en ek neem en ek vat en ek doen net wat ek wil nie. Hy het nooit sy status vir sy eie voordeel gebruik nie. Dink net, stel julleself net voor, wat as ons so gelewe het? Nou die goeie nuus is, jy sal waarskynlik nooit so ver hoef te gaan soos Jesus nie. Maar as jy jouself afvra, hoe ver moet ek gaan? Hoe laag moet ek buig? Kyk net hoe ver het Jesus gegaan. Hy het dit geleef tot die bitter einde. Kruisig hom, tot die bitter einde. So ek wil julle met 'n nuwe vraag los hierdie week. En die vraag is, hoe sou dit lyk as jy nederigheid najaag? Hoe sou dit lyk as jy nederigheid najaag? As jy kies om nederig te wees, as jy kies om versoek te word deur nederigheid. En ek wil afsluit deur julle aan te moedig, jaag dit na soos jou verlosser. Want dit is die pad en dit is die manier van die kruis. Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, U wat die brood van die lewe is, U wat kon kies om gekroon te word deur mense, maar eerder die pad van die kruis gekies het, die pad van stilte, van diensbaarheid, van nederigheid. Ons buig vanoggend diep voor U, want U het vir ons kom wys wat ware mag is, nie in heers nie, maar in dien, nie in oorheersing nie, maar in liefde, nie in eer soek nie, maar in voete was. Here, ons bely dat ons dikwels daardie versoeking weerstaan,
Nie die versoeking om op te staan en te wen nie, maar die een wat vra dat ons moet buk en dien. Die versoeking om nederig te wees. En ons kies dikwels eerder trots. Ons hou vas aan ons regte, ons status, ons eie eer. Ons wil dikwels kroon dra eerder as handdoek vashou. Maar vanoggend, Here, het U ons weer uitgenooi na die pad waar U loop. Die pad van selfverlating, die pad van die kruis, die pad van lewe gee eerder as lewe neem. Ons vra, vorm ons na U hart. Geef vir ons die moed om klein te wees, om laaste te wees, om stil te wees wanneer ons uitgedaag word, om sag te wees wanneer ons kan terugklap, om te dien wanneer ons verlei word om te heers. Leer ons die krag van sagte woorde, die effek van 'n gebuigde knie, die transformerende krag van 'n nederige hart. En dankie, Here, dat U nie net vir ons sê wat om te doen nie, maar dat U dit eerste gedoen het. U het gekom om voete te was, U het gekom om brood te breek, U het gekom om Uself te gee. Mag ons nou gaan en dieselfde doen. Amen. Daar sal nou tyd wees om die Here te dien met julle liefdegawes. Kom ons staan, dan sing ons slotlied, lied 524, God roep ons met woord en daad. Ons bly vir die uitspreek van die seën en dan verdaag ons in stilte.
Mag die krag van Christus se nederigheid jou dra om ander te dien soos hy gedien het. Mag jy in liefde en gehoorsaamheid leef met sy gesindheid in jou hart. Mag die genade van God jou beskerm en die liefde van Christus jou rig op die pad van geregtigheid. Amen.